also with you. Jesus, U het van dorp tot dorp gegaan en die evangelie verkondig. Kom leer ons vandag. Jesus, Prince of Peace, you embody justice and mercy. Teach us to do justice, love, mercy, and walk humbly. Leidsman en vervolmaker van die geloof, wanneer wanhoop ons voetstappe bekruip. Maak ons gedagtes en harte oop om deur geloof bemagtig te word en 'n doel verenig te word as teken, instrument en voorsmaak van U koninkryk. Amen. Let us pray. Gracious and loving God, on this Uksa Day, we gather as one church across Southern African nations, Botswana, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, Zimbabwe, giving thanks for 58 years of your faithfulness as we journey towards our 60th Jubilee. You have called us to be a missional church, empowered by faith in the God of justice and united in purpose towards your preferred future. Te midde van wêreldwye omwentelinge, klimaat, krisisse, konflikte, ekonomiese druk en gewonde verhoudings, blaas U Gees oor ons. Maak ons ore oop vir U wysheid, ons harte vir U medelee en ons hande vir U diens. Versterk ons voortgesette integrasieprosesse binne die Uksa familie en sien die gesprekke met Malawi, Mission Frontier en Angola. Berei ons voor vir die vergadering in Namibië, waar nuwe leierskap verkies sal word. Gee onderskeidingsvermoë, moed en eenheid. Make us faithful witnesses who transform communities and systems, who humanize relationships, and who pursue justice with humility and hope. Renew us in worship, bind us in love, and send us in peace. We ask this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. U mag maar sit. Goeiemôre broers en susters. Ons gee 'n geleentheid vir die verwelkoming en die aankondigings wat gedoen sal word deur Murphy. Goeiemôre broers en susters. Voor ek verwelkom en afkondig, gaan ek eers vir Broedewende geleentheid gee om u toe te spreek. Dankie. Goeiemôre almal. Ja, as julle nie bly om hier te wees nie. Môre almal. Môre. Nou ek is hier so om namens die 40ste bestaanskomitee afkondiging te doen. Rakende die volgende funksie wat gaan kom, ons is almal happy daaroor. Want net om 'n bietjie agtergrond te skep, die 40ste bestaanskomitee onthou is nie net daar om festivities te beplan en seker te maak dat dinge aangaan nie, maar daar is ook sekere funksies wat oorgehandig is vir die 40ste bestaanskomitee om namens die kerk te reël. En derhalwe is daar minder wijksfunksies, so jy sal agterkom dat organisasies ook minder funksies het. Dus omdat die 40ste bestaanskomitee ook
daai rol vervul, want baie van die wijkslede en organisasielede maak deel uit van die 40ste bestaanskomitee. Dis hoekom dit belangrik is dat die funksies wat ons reël, daar is nie baie van wat die laaste, ons het nog net 2 funksies, groot funksies gereël tot dusver. Dit was die Mega Braai en dan ook die Trip Around the World gewees. En dit was julle sal saamstem, dit was funksies gewees. Ek wil amper sê dit was wêreldklas funksies gewees, maar dis naby genoeg. So die volgende funksie wat ons gaan reël is, wat ons besig is om te reël, vind plaas op die 19de Oktober, dis 2 weke van vandag af. So maak asseblief tog 'n nota daar in jou dagboek. Dis die homecoming. Nou Jobik, as jy gereed vir ons het so 'n klein paar promo video's saamgestel oor wat die homecoming gaan wees. So ek gaan nou eers laat Jobik net een van hulle speel en dan gaan ek verder praat daaroor. Moet ek eers verder praat en dan speel. Die Beyers Memorial Homecoming. Hi, ons is die Beyers Memorial Kerkkoor Girls. And we gonna dig it. On the 19th of October in the Civic, and we want all of you to come and listen to us. Die Beyers Memorial Homecoming. Kaartjies is beskikbaar teen R80 per kaartjie. Die Beyers Memorial Homecoming. Sondag 19 Oktober vanaf 4:00 in die middag by die Oudtshoorn Civic. Julle mag maar wel aan klop nou. Dis nog klaar. So, die homecoming, vir wie nog nie weet wat dit is nie, dis nie 'n sangaand of 'n ding nie, wat dit is 'n samekoms van verskillende mense, gedryf deur ons kerk. Nou dit is die eerste van baie wat nog in die toekoms gaan kom. So, dis belangrik dat ons as 'n kerk wys, ons is bankvas agter die homecoming. Soos ek sê, dis nie net 'n sangaand nie, dis 'n dag van lofprysing, dis 'n dag van samesyn, dis 'n dag van terugkyk oor hoe ons kerk ook die musiekbediening gegroei het in die kerk. So ons is besig met al daai goed. Dis 'n groot produksie agter die ding. So dis nie net 'n funksie om te sê, ons is 40, ons doen dit nie. Dis ook 'n funksie vir Beyers Memorial om homself te vestig in daai spasie in die dorp. En so jy sal uitvind, dis nie net kerklede wat deel het aan die funksie nie, maar dit gaan in grootendeels gedryf word deur kerklede. Die kerkkoor, en dis waar daai tannies van nou, hulle is almal lede van die koor, gaan 'n groot rol speel by die funksie. So ons wil graag vir u uitnooi om aan te sluit by ons daai dag. Die kaartjies is beskikbaar. Broer Ben is besig om kaartjies te versprei na die verskillende wyke toe. So as jy nou nog hier by jou was en gesê het, homecoming kaartjie nie, gaan klop aan sy deur en sê, waar is my kaartjie? Ek wil 'n kaartjie koop. Ek dink dit is net reg om te vra dat ons as kerklede die saak dryf. Maar ek wil nie net hê ons moet dit hou by kerklede nie. Ek wil hê ons moet die woord versprei en vir ander mense gaan sê, luister, die volgende funksie waarop ons as Beyers trots is, vind plaas op die 19de Oktober by die Oudtshoorn Civic. Nou, ek weet, jy bly dalk in toekomsrus en sê, Oudtshoorn Civic, hoe kom ek daar uit? Dis ons probleem wat ons al reeds opgelos het. Daar sal 'n bus beskikbaar wees op die dag, wat 'n bepaalde roete gaan ry. Ons gaan volgende week al die besonderhede rondom dit gee, wat mense gaan optel en dan ook weer huis toe vat. So, ons wil hê daai bekommernis moet uit jou hande uitwees. En ek het gesê, ons wil dit ook, jy weet, versprei onder ander lede van ons gemeenskap. So, dis nie net eksklusief vir ons kerklede nie. As jou
buurman of buurvrou wil saamkom, daar's plek in die bus. Al moet die bus 2 keer omgaan. Ja. Ons gaan seker maak jy kom by die Civic uit en ons vat jou weer tot by die naaste afklimpunt by jou huis. So die 19de Oktober by die Oudtshoorn Civic, die Weyers Homecoming. Nou die anties het baie Engels gepraat, so dit spaar my, ek hoef nie nou Engels te praat nie. Maar as jy wil, the 19th of October at the Oudtshoorn Civic Center. It's going to be one of the biggest functions for the year. Get your tickets. Kaartjies is beskikbaar, soos ek sê, deur die wijk. R80 per kaartjie, maar dis R80 wat die waarde wat jy gaan kry. Gaan seker 100 maal meer as dit wees. Baie dankie vir u ore. Goeiemôre broers en susters. Wees welkom hier by ons 17de Sondag na Pinkster. Spesiale woord van verwelkoming aan al ons besoekers die vanoggend teenwoordig is by ons spesiale Oeksa dag wat gevier word in die hele Outeniqua streek. En dit is die bepaling van congregationalism. I wish I can just continue speaking English, it's much easier. Kom ons luister net aan die volgende afkondigings. Voorbidding word gevra vir al ons siekes tuis, sowel as in die hospitaal. Van ons wat sit met kwale en pyne, maar ons gee dit vir die Here. En hy is onze dokter hier in Israel. Ons dra kennis van die waarde Moos, hy sterk baie mooi aan by die huis. Hy is so haastig om hier te wees dat hy vergeet, hy is nog siek. So hy wil vandag hier gewees en hy wil sommer gister se 2 begrafnisse ook hanteer. Maar hy kan nie as hy vandaan loop tot by die deur, dan moet hy halfpad moet hy gaan rus. So die opgewondenheid van hom om hier te wees. So ons het gereël of ons het met hom gepraat as kerkraad dat hy die 19de die gesinsnagmaal sal hy waarneem, maar hy sal nog nie alleen, hy sal 2 predikante saambring om hom te help as hy nie meer verder kan alleen staan nie boon. Ek is te swak, ek kan nie omreg gewoon. Dan dra ons kennis van Brogan het Wickham, wat laatst het met hom gekloop toe op change van Engels na Afrikaans toe. Ek gaan nou Afrikaans strijd doen, wat vlieg na Kroatië. So ons vraag voorbidding vir hom, reisgenade, dit is die wereldse tennis wat hy gaan bywoon. Dan het ons gister bro 8 Januarie van Lexion, ter rustig gelê, as ook Sister Sylvia Eyford van Philadelphia. En dan het ons ook verneem van Dominee Andries Grootbrak predikant, wie die moderator was, sy vrou is oorlede. Gemeente moet kennis neem van die volgende. Van die katkesant het my verlede week gebel, nadat ek gesê het, hulle was seker nog nie hier gewees nie. Ons kom weer eers by 1 die 14de Oktober. Ons moes nou skoolvakansie, so tydens skoolvakansie is daar die katkesante klasse nie. Hulle is bietjie opgewonde, want die klasse word nou deur Ruben gehanteer, en hy het nou meer weermag oriëntasie as verskillend van Dominee Moos, en dis hoekom hulle so in balk, want hulle geniet die sessies. So hulle moet nog nie weer kom, is die 14de Oktober moet hulle weer kom. Dan alle katkesante ouers kom by woensdag 21ste Oktober om 6 uur by die kerk. Dit gaan net 'n bespreking wees oor die aannemingsdiens, wat gepaard, wat gebeur en wie wat gaan doen, hoe gaan dit wees. So net 'n oriëntasie wat vir u gaan wees. Dit gaan baie kort wees. Dan die skool het gesluit. Wat 'n plesier vir die ouers om die kinders weer by die huis te hê. Weer 2, 3 broere 'n dag te kan koop. So hulle het ook 'n bietjie was nodig. Koop maar daai ekstra. Broeder dan Weiersban. Bedank die hele gemeente vir hulle ondersteuning by gister se bingo wat 'n groot sukses was, en hulle sê weer eens baie dankie vir die hele gemeente as ook die
die plaaslike inwoners van Oudtshoorn wat hulle ook ondersteun het. Weiers jeug kom elke Saterdag middag bymekaar om 3:00. Hulle gaan die 19de Oktober word hulle ingeseën as amptelik die Weiers jeug. Hulle was voorgestel, so hulle gaan ingeseën word as Weiers jeug. Daar is nog plek vir jeuglede, so is welkom om aan te kom sluit. Benoemingsbrief is beskikbaar by my vir die jaken, kassier, sekretaris, hulpsekretaris ook. Dis die laaste keer ek kondig het nou vir die afgelope 3 maande af, so dit is vandag is nou die laaste keer wat ek dit gaan afkondig. As ook die aandenkingsvorms wat beskikbaar is agter in die saal vir enige een wat t-shirts of keppies of wat op die lys is wil bestel. Dan sê ons baie dankie vir Philippie wat die kerk versier met hulle blomme. By Gideon is volgende Sondag aan die beurt om op die blommebeurt waar te neem. Almal wat hierdie week verjaar het, enige hoogtepunt bereik het, of huweliksherdenking gevier het, of vier, vra ek u om te staan. En dan eet ek maar nou die ou een. Iemand wat huweliksmaat of nuwe liefde ontmoet het om te staan. Baie dankie. Ek hou nie voor Romeine 8 vers 28. En dit lees as volg. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie sal meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Namens Eerwaarde Moos en sy gesin, die kerkraad, as ook die hele gemeente, wens ons hier voorspoedige dag toe. En ons bid onze Vader in die hemelse seëninge op die lewenspad toe en dat hy alle heil en eer en die hartsbegeertes vir u sal gee. Baie dankie. Dit sou volgende week uitvlugse jaarfees gewees het. Dit is weer teruggeskuif na die 25ste en 26ste Oktober. Uitvlugse die laaste buitepos, die uitvlugse jaarfees is die 25ste en 26ste Oktober. Dankie. Kom ons verenig in gebed. Gracious God, for 58 years you have steadied our steps. We thank you for the gift of community, the strength of our diversity, and your steadfast love. For transforming lives, healing wounds, and igniting hope. We give you praise. In die aangesig van klimaatsontwrigting, ongeregtigheid en ongelykheid. Maak ons lig in die duisternis en dienaars van u geregtigheid. For your Spirit's guidance as we discern structures and reconfiguration. Grant wisdom, humility and unity. Terwyl ons finansiële probleme navigeer, voorsien dagelijks brood, verstandige geesteskrag
en vir ewige harte. To you be glory now and forever. Amen. Liewe gemeente, terwyl ons die offergawes opneem, sing ons gesang 165. U eie gee ons u. Gesang 165. van alles wat goed is. Dankie dat ons vanoggend iets van wat U aan ons gegee het mag teruggee. U sorg vir ons, Here, gee wat ons nodig het en vul ons lewe met genade. Ons vra dat U hierdie gawes sal aanwend tot seën van ander en van hierdie gemeente. Lei die diakens en almal wat verantwoordelik is om met wysheid en liefde te deel. Seën die werk van ons gemeente, ons organisasies, ons dienswerk en elke persoon wat hul tyd en talente gee. Gee ons die moed en die vreugde om met U die hele lewe, ons hele lewe te dien.
mag hierdie offer nie net geld wees nie, maar 'n teken van ons toewyding aan U. Hierdie dinge vra ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Van vers 1 tot 6. Klaagliedere 1 van vers 1 tot 6. Indien ons dit het, lees ons die skrifgedeelte. Dit is getitel, daar is niemand wat vir Jerusalem bystaan nie. Ag, hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy wat magtig was onder die nasies. Sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Onbedaaglik huil sy die hele dag. Die trane loop oor haar wange. Niemand van haar vroeër minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg. Hulle het haar vyande geword. Juda se mense is weggevoer. Hulle kry swaar. Hulle is slawe. Hulle sit tussen vreemde nasies, waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal. Hulle in die noutes vasgekeer. Die paaie na Sion toe treur, omdat daar geen feesgangers is nie. Al haar oorte is verlate. Haar priesters sug. Haar jong vroue is bedroef. Sy het dit bitter. Haar teestanders het haar heersers geword. Haar vyande leef nou rustig. Die Here het haar laat lei oor haar baie sonde. Haar kinders het ballinge geword, deur die vyand weggevoer. Die pragt van Sion het alles verdwyn. Haar leiers het so stakbokke geword, wat geen weiveld vind nie. Hulle moes magteloos wegtrek voor hulle agtervolgers uit. Dit is die woord van die Here. Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Amen. Broers en susters, ek het Vrydag daar by die skool met die onderwysers gepraat, min of meer dieselfde waaroor vanoggend se teks handel. Wanneer daar hoop is en alles
lyk deur mekaar, vind ons die troos in die Here. Jeremia het vir bykans 'n halwe eeu as profeet opgetree. Hy is geroep as profeet in die 13de jaar van koning Josia van Juda se regering. In die liedere kla Jeremia oor die ellende van Juda nadat hulle deur die Babyloniërs verslaan is. Sommige geleerdes beweer dat dit 'n langer tyd na die oorlog geskryf is en dat Jeremia nie die skrywer was nie, maar iemand anders. Dit is moeilik om met sekerheid te sê wat ter standpunt reg is. Vanoggend kom die storie by my op waar Bruce Tieleman, 'n Presbyterianse predikant van Pittsburgh, in die FSA vertel dat een van sy lidmate op 'n dag vir hom die volgende te sê gehad het. En dit is wat die lidmaat gesê het: "Julle predikante praat vreeslik baie oor gee. Gee vir 'n goeie saak. Gee om vir ander mense. Gee jou lewe oor aan Christus." En so het hy aangegaan. Dan sê hy ook tereg: "Maar julle maak ooit seker dat mense dit regtig doen." Die lidmaat sê die volgende: "Ek het na my eie lewe gekyk en baie om my rond gekyk. En my gevolgtrekking is dat die Christelike godsdiens neerkom op wat ek noem skottelteologie." U hoor wat hy sê? Hy praat van skottelteologie. Nou wat is skottelteologie? Wou die predikant by die lidmaat weet. En toe verduidelik die lidmaat die volgende: "Dink 'n bietjie wat het Paulus gedoen het toe hy die kans gehad het om Jesus vry te spreek. Hy het gevra dat hulle vir hom 'n skottel water moet bring en hy toe sy hande mos in onskuld oor die hele aangeleentheid gewas. Maar die aand voor Jesus die volgende dag sou sterf, het Jesus ook 'n skottel water geneem en sy disippels se voete gewas. Dit is waarop skottelteologie neerkom. Waarvoor gebruik ons die skottel wat ons voor ons het? Dit is die vraag waarna ons vanoggend gaan kyk. Waarvoor gebruik jy die skottel voor jou? Of om dit anders te stel, waarvoor gebruik jy godsdiens? Of hoe lyk jou teologie? Jeremia, soos baie ander profete, het by herhaling vir Israel gewaarsku oor hulle godsdiens. Hulle was besig met 'n oppervlakkige en vormgodsdiens. Hulle het die kultiese voorskrifte, soos in die Ou Testament voorgeskryf is, nagekom. Hulle het gereeld godsdienstige feeste gehou, Sabbat gevier en hulle offers gebring. Maar hulle verantwoordelikheid teenoor ander, veral die wat in nood was, het hulle versaak. Hulle het mense uitgebuit en bedrieg
Hulle het self saam met God ook ander gode aanbid. Telke male, broers en susters, het die profete hulle tot inkeer geroep, maar hierdie waarskuwings het op dowe ore geval. Hulle het verkies om na die valse profete wat voorspoed en seën voorspel het te luister. Hulle het hulle laat troos deur die valse profete se voorspellings en voortgegaan met hulle oppervlakkige en vormgodsdiens. Hulle was oortuig dat God met hulle was. Die tempel, volgens hulle opvattings, was die bewys van God se teenwoordigheid in hulle midde. Die tempel was vir hulle 'n teken van God se sorg en God se seën. Vir hulle was die tempel die wonderlikste gebou wat ooit gebou en die woning van God was. Daarom was hulle oortuig dat God nie sal toelaat dat die tempel ooit iets sou oorkom nie. Die kantige bondgenote van Juda het hulle in die steek gelaat. Hulle het niks gedoen op Juda te hulp te snel nie. Dit is toe dat die stad vernietig is en die tempel is afgebreek. Heidene wat nie eens by die tempel kon kom nie, het al die heilige voorwerpe in die tempel geroof. Die muur om die stad is afgebreek. Baie inwoners is doodgemaak. En dit is oor hierdie ellende dat Jeremia sy klaarliedere geskryf het. Hy huil as 'n ware by God oor die ellende van God se volk. Teen hierdie agtergrond kom Jeremia met die antwoorde op al hulle vrae. Die Here het Juda laat lei oor al haar sondes. Die Here het Juda gestraf oor hulle godsdiens. Hulle teologie misluk het. Hulle het hulle diens aan God skeef getrek. Dit het nie meer oor God gegaan nie, maar oor hulle eie behoeftes. Dit het gegaan oor die godsdiens wat hulle vir hulle self geskep het. Hulle het hulle self die inhoud aan hulle godsdiens gegee. Nou wat was die kenmerke dan van hierdie godsdiens? Die godsdiens was tot hulle eie voordeel. God was vir hulle die versekeringspolis, hulle troos, hulle gerusstelling. Maar die basis van hulle teologie het hulle vergeet. Die omgee verandering was nie daar nie. Skottelteologie van hande in onskuld was, maar nie voete was nie, was hulle fout. Daarom het God hulle gestraf. Daar is 'n paar godsdiensteoloë wat ek aan u wil voorhou. Hulle praat van 'n skeefgetrekte godsdiens of skeefgetrekte teologie. Hulle praat van voorspoed teologie. Glo net aan God en dit sal goed gaan met jou. Kerke wat leer dat God net voorspoed vir al sy kinders wil en daarom moet gelowiges dit net opeis.
as dit nie goed gaan met die gelowiges nie, is dat omdat hulle nie vra en opeis nie. Hulle sê baie op sosiale media, vra net, die Here sal vir jou gee wat jy wil hê. Dis baie op sosiale media. Hierdie voorspoed teologie is 'n menslike skepping en dit gaan net oor die mens. Dit is mense wat hulle eie behoeftes en begeerte voorspoed goddelike sanksie gee. Nergens in die Bybel lees ons dat dit net goed sal gaan met Christene nie. Inteendeel, ons lees van baie gelowiges met wie dit nie altyd so goed gegaan het nie. Dink maar aan Paulus, Johannes, Stefanus. Broers en susters, daar wil ek nie sê dat gelowiges moet net smag ervaar nie, of net moet swaar kry nie. Ons is maar dankbaar vir God se ongelooflike sorg in ons lewe. Maar ons aanbid nie vir God sodat dit net met ons moet goed gaan nie. Ons aanbid God vir wie en wat hy is. En wat op ons pad kom, aanvaar ons met grasie en leef in God se genade. Dan is daar 'n ander tipe teologie. Die kerkteologie. Hier is die kerk op die voorgrond. So asof alles in ons verhouding net oor die kerk gaan. So asof die doel van alles net die kerk is. Nou sê hy so, hoe voller die kerk, hoe beter. Hoe meer by die kerk gebeur, hoe beter. Hoe meer lidmate, hoe beter. Hoe ryker die kerk, hoe beter. En dan, gewoonlik word die klem net op die mense binne in die kerk geplaas. Die kerk is dan net 'n groepie wat mekaar lekker kan vermaak, lekker saam sing en almal buite die kerk word veroordeel. Die probleem is dat die kerk die klem ontvang, maar die rede vir die kerk se bestaan word vergeet. Die kerk se roeping is om gestuurdes te wees. Die kerk moet God se werk voortsit. Die kerk moet God se koninkryk laat kom. 'n bekende teoloog het gesê, die kerk bestaan vir sy nie-lede. Die kerk is die voertuig waar binne die gelowiges in die wêreld reis. Die kerk moet uitreik na die ganse wêreld. Die kerk is belangrik, mits ons roeping as gestuurdes verstaan. Godsdiens is diens aan God. En God sluit almal in. God is die middelpunt van ons kerk. En oor niks en niemand anders nie.
Dit gaan oor God wat mense begenadig. Sondige mense wat uit hulle ellende geruk word, sonder dat hulle iets daaraan kan doen, sonder dat hulle dit verdien. Mense wat begenadig word. Dit gaan oor God wat begenadigde mense uitstuur. Ons as gemeente word gestuur om te lewe, onder die genade van God te lewe, en almal rondom ons met God se genade aan te raak. Gestuurdes met God se gesag. Gestuurdes wat God se liefde in hulle eie lewe ervaar en daarom onvoorwaardelik liefhet. Broers en susters, om gehoorsaam te wees as gestuurdes is ons reaksie op God. Ons dankie sê vir God wat ons begenadig het. Dit is nie die voorwaarde vir ons godsdiens nie. Binne die hoekpale waar ons moet leef en ons geloofsvorm moet plaasvind, sê William Booth die volgende: as jou godsdiens jou nie verander nie, moet jy dink om jou godsdiens te verander. Dis harde woorde. Jeremia sluit sy klaaglied af met 'n smeekgebed en hy bid die volgende: bekeer U ons tot U, o Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. Hierdie is 'n skuldbelydenis, 'n terugkeer na God, 'n verlange na God en ware godsdiens. Dit kan ook ons gebed wees vanoggend, broers en susters. Ons is ook maar besig om ons godsdiens te verander na ons eie behoeftes. Kom ons bid ook vanoggend soos Jeremia: bekeer U ons tot U, o Here, dat ons bekeer kan wees. Gee ons weer die bestaan van vroeër. Kom ons erken ook ons skuld. Skottelteologie, hande was in onskuld of voete was in liefde. Wat maak ons met die skottel? Die Here was vir ons die voorbeeld. Kom ons gebruik hierdie skottelteologie om mekaar se voete te was in liefde. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Prayers of response and commitment. God of hope, you call us to faithful witness in uncertain times. We commit to the defense of the hope and belief. Terwyl die skepping kreun en die armes eerste en die ergste belas word,
where systems wound and exclude. We stand with the marginalized, dispossessed, and those deemed other, working for justice in all its forms. Terwyl die OECSA oorweging skenk aan verandering en herstrukturering, Gee ons die moed om te verander wat moet verander en standvastigheid om te behou wat moet bly. in our financial struggles, Teach us contentment, mutual support, transparency, and generous sharing. vir die voortgesette integrasieproses en ons gesprekke met Malawi, Mission Frontier en Angola. Met ons saam in waarheid, liefde en stem. As we prepare for assembly in Namibia and new leadership, Bestow wisdom, unity, and vision upon all leaders and communities. kom Heilige Gees, vernuwe u kerk, Bemagtig deur geloof, verenig in doel, volg ons Christus in liefde, nederigheid en integriteit. Amen. broers en susters, ons slotgesang, gesang 152, lei my nou, o groot verlosser. Maria
Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.